Ek kom agter dat taal is vir mense baie belangrik. Veral Afrikaners. Ons moet Afrikaans praat. Taal is belangrik. En ek stem saam. Jou taal gee jou identiteit wie jy is. Nou, wat lekker is, ons Suid-Afrikaners kan 2, 3 tale praat, selfs 4. Ek ken mense wat 5 tale kan praat. Ek kan 2 tale praat, ek wens ek kan meer praat. Maar dit gee jou identiteit. Nou ons praat oor kla of dankbaar. Nou kla is 'n taal van ongeloof. Want wat doen jy? As jy kla oor iets, en jy moan oor iets, dan raak jy ongelukkig met die Here. Jy kla en jy sien nie die seëning van die Here nie, jy sien nie dit wat God in jou lewe doen nie, en dis 'n taal van ongeloof. En weer terug by die volk, nou moet jy weet, die Ou Testament is 'n spieelbeeld vir ons, om iets te sien van die Here. Nou die volk kom, en die Here het gesê, julle moet Kanaan inval, ek gee die land vir julle. Toe hulle daar kom, toe besluit hulle gaan verspieders instuur. En Moses skryf later, dit was julle plan, nie my plan gewees nie. God het gesê, neem die land in besit. Toe stuur hulle verspieders, 10 kom terug, wat negatief is, Caleb en Joshua is positief. Daai 10 kry dit reg, om die hele volk negatief te maak. En die gemeenskap, in Numeri 14 vers 1 en 2, en die gemeenskap het toe begin kla. Hulle het gekla. Die volk het deur die nag gesit en huil. Al die Israeliete, luister, al die Israeliete het by Moses en Aaron kom kla. Hulle het gesê, as ons tog maar liewer in Egipte gesterf het, of selfs hier in die woestyn, hoekom het die Here ons hier uitgebring? En dan is hulle kwaad vir die Here. Hoor, wat doen kla? Kla is, jy steun die Here. Kla is, jy sien God nie raak nie. God is stadig, God gee nie om nie, God is regverdig. Hoekom doen die Here dit met my? Die Here praat met my nie, dis nie die waarheid nie, en ek is ongelukkig, en voel, Here, U vergeet ons. En dat kom God, weer eens, kla is persoonlik teenoor die Here. En die Here het kwaad geword, en 'n klomp ouens is dood, want hulle het klippe opgetel om Moses en Aaron te stenig. En toe sê die Here, ek gaan nou doen wat julle sê. Julle wil doodgaan in hierdie woestyn, julle sal nou doodgaan in hierdie woestyn. En dan moet jy baie versigtig wees vir kla, want kla is 'n taal van ongeloof. En weet jy, jy kan 'n ou moaner van ver af hoor. Ja, ons het so iemand in die familie gehad, 'n tannie van my. Ja, as ons by mekaar is, sy kan oor niks dankbaar wees nie. Sy kla oor alles, dis net 'n gemoun oor alles. En nou moet jy pas op. Jy kan dink jy kla nie, jy's nie 'n ou moaner nie. Maar wat het gebeur? 10 verspieders het gekom en die volk negatief beïnvloed. En toe hulle negatief beïnvloed, het hulle almal begin kla. So jy moet pas op na wie jy luister. Jy moet pas op wie kom gee 'n getuienis by jou. Hoorie, ek het nou weer gesien. Het jy nou gesien? Ons het gesien hoe lyk dit daar. Dis wat ons gesien het. Het jy nou gehoor? En hulle maak jou negatief. Jy moet pas op om vir sulke mense te luister. Dan vra ek weer, kla jy of is jy dankbaar? Ek dink ons as kinders van die Here moet dankbare mense wees. Nou as ek hier met jou praat, jy verstaan, ek kan ook kla en ongelukkig raak oor die munisipaliteit en slaggate en krag en dinge en goed. En dan sê ek vir myself, wat help dit om te kla? Kom ek bring verandering. Kom ek maak 'n verskil. Kom ons maak 'n verskil en ons doen iets anders. En ek begin te fokus en ek sê, Here, waaroor kan ek dankbaar wees? Want jy moet pas op, kla is geestelik gevaarlik. Kla verhard jou hart. Jy sien nie meer God se seëning nie. Jy's blind, dit maak jou blind. Hierdie volk, hulle is blind. God is met ons. Hulle is blind daarvoor. Hulle is blind vir die wonderwerke, dit wat die Here al gedoen het. Hulle vergeet dit. Dit bring vrees in my hart, vrees, en dit verdryf geloof. Ek dink nie iemand kan kla en dankbaar wees nie. Ek wil ook sê, ek dink nie iemand kan kla en geloof hê nie. En dis hoekom dit 'n gevaarlike taal is. So, wat is die taal wat jy praat? Wat is die geestelike taal wat jy praat? Kla jy
of is jy dankbaar? Dankie dat jy 'n dankbare mens is en 'n dankbare mens gaan wees. En God se seëninge gaan raak sien in jou lewe. Dankie, jy's 'n great blessing.